Kom by ons oordenkings op hierdie pragtige maandagoggend. En ek wil nie sommer uitnooi enigiemand wat vanoggend in Eskort is. Onthou vanoggend 9uur het ons by die ouete huis ons bid hier. Dus ons kyk na maandagoggende toe en ons gaan ook nagmaal daar saam vier. So as jy naby Eskort is, kom kuier saam daar by Shepstone Place. Dit gaan baie kosbaar wees. Vriende, ons lees verder uit Johannes 10 uit vanaf vers 19 by vers 21 oor hierdie woorde. Nou die woorde waarna verwys word is dit wat ons die vorige dae gelees het, né? Die hele ding dat Jesus sê ek is die goeie herder en dan spesifiek oor die ding dat hy gesê het niemand vat sy lewe by hom weg nie. Hy lê dit af en hy het volmag om dit op jou op te neem. So oor hierdie woorde het daar toe verdeeldheid onder die Jode ontstaan. Baie van hulle het gesê, hy het 'n demoon en is kranksinnig. Waarom luister julle na hom? Ander het gesê, hierdie woorde is nie van iemand wat van 'n demoon besetene is. 'n Demoon kan tog nie blindes se oë oopmaak nie. Geliefdes, ons lees tot sover. U moet besef van die begin af. Letterlik van die eerste keer wat Jesus dit gesê het, is daar verdeeldheid oor Jesus se woorde. Dit verdeel die wêreld. Dit laat jou voor 'n keuse. Jy kan nie kies nie. Jesus se woorde maak dat jy moet kies of vir hom of teen hom. Jy kan nie neutraal staan nie. So ek en jy moet nog steeds op besluit, elke dag. Kies ons vir Jesus se woorde, ons kies om dit te aanvaar, ons kies om dit te glo, en ons kies om daarvolgens te lewe. Of kies ek daarteen? Amen. Here almagtige God, baie dankie ook vir hierdie teks. En ja, Here, gee dat ons onder leiding van die Heilige Gees regtig u woorde mag hoor. Amen. Vriende, mag jy baie mooi en 'n baie geseënde dag hê. Totsiens.